Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons Pinksterdienste. Net vir u vertel hoe dit gaan werk. Ek gaan nou vanmôre 'n boodskap bring en dan in die week, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag gaan Dominee Gerry Strydom van NG Kerk Florandia vir ons die boodskapies bring. Dit gaan op 'n audioformaat wees en dit sal vir u beskikbaar wees enige tyd van die dag, vir u wat werk of vir u wat nie werk nie. En dan Sondag die 31ste, daardie oggenddiens, gaan ons dan die Pinkster afsluit met 'n nagmaal, wat ons dan saam as gesinne gaan hou, elke gesin daar by sy huis, en gaan ons dan afsluit met Pinkster. Ek hoop en vertrou dat dit vir 'n wonderlike tyd gaan wees. Here, dankie dat ons op hierdie Pinkstertyd so by mekaar kan kom as die kerk. Here, ongekende tye. En Vader, dankie dat ons vanmôre maar net kan weet dat die Heilige Gees, Here, is op Pinksterdag gestuur, Here, om sodat hy in hulle wat hulle lewe na u toe draai kan kom woon. En dat hy in ons, Here, kan kom om ons te lei, ook in hierdie tyd. Ek bid, Here, dat u ook in elke hart vanmôre, Here, sal kom om vrede en kalmte te bring. En Here, dat ons sal ervaar, Here, dat u sê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Baie dankie, ons bid dit in u naam. Amen. Gemeente, ons groet julle in die wonderlike naam van die Here. Baie welkom in hierdie Pinkstertyd saam met ons. En ons gaan bietjie met u in hierdie Pinkstertyd praat oor die belangrike werk van die Heilige Gees op ons pad na geestelike groei. Ek dink baie kere dat die kerk van die Here soms 'n baie oppervlakkige, soms half onkundig is as dit kom by geestelike dinge. As dit kom by ons verhouding met die Here, of selfs as dit kom by geestelike groei. Jy weet, dikwels is daar in die kerk hierdie idee van die tradisiekerk. Kerk gaan oor Sondag. Kerk gaan oor die feit dat jy godsdienstig moet wees. Kerk gaan, geestelike groei gaan dat jy moet dat jy op een of ander manier by die kerk moet wees of moet bid. Nee, broer en suster. Ons moet vanmôre verstaan wat dit beteken om vanmôre 'n kind van God te wees, om geestelik te groei. Waarom roep die Here ons tot geestelike groei? Nou luister, in die eerste plek moet ons vanmôre verstaan, op die pad na geestelike groei is die eerste tree op daardie pad na geestelike groei, is daardie tree, die tree van bekering of redding of wedergeboorte. En dis belangrik dat ons vanmôre moet verstaan, daardie eerste tree wat ek neem op hierdie reis wat ek nou saam met die Here die res van my lewe gaan loop, is daardie tree wanneer ek as 'n sondaar mens my lewe omdraai na die Here toe. Wanneer ek my lewe omdraai na die Here toe, van waar ook al my lewe op was, of dit my kerkbywoning was, of dit my goeie lewe was, of dit my godsdienstigheid was, of dit wat dit ook al is, dat ek my lewe sal omdraai na Jesus en hom sal ontvang as redder en verlosser. En deur hy deur die Heilige Gees in my hart sal kom woon en ek nou 'n kind van God kan wees. En broer en suster, daarvan dan 'n klompie dinge gelyk plaas. Ek gee my lewe aan die Here oor as 'n eerste stap. God kom 'n klomp dinge in my lewe nuut maak. 'n Klomp sondige gedrag in my lewe verander. Ek begin 'n verhouding met Jesus. Ek begin nou met die Here te praat en 'n verhouding met hom te leef. Die Here begin om my lewe te verander sodat ek meer en meer gevorm kan word, sodat ek soos Jesus kan wees. Hy kom openbaar my hart en ek sien my verskuilde motiewe en hoe selfsugtig ek is. En uiteindelik ontdek ek dan ook, begin ek te ontdek waarom die Here my hier op aarde gesit het. Jy sien, dis wat daar gebeur wanneer ek die Here in my lewe ontnooi. En ons sien hier 6 stappe, behalwe die eerste stap van bekering, 6 stappe. Ek wil dit vir u so stoele vanmôre aan u voorstel. En ons moet verstaan dat die eerste stap, wanneer ek die Here Jesus in my lewe inkom, en daar die eerste stap wat daar gebeur, is maar net die begin. Hierdie 7 areas, of kom ons noem dit 6 areas van my lewe, gaan daar nou 'n lewe lank 'n groei plaasvind. Ek gaan my lewe al meer aan die Here oorgee. Romeine 12 vers 1. Die Here gaan al dieper deel met sondige gedrag in my lewe, wat deur gewoontes in my lewe gevorm is deur jare.
Die Here gaan my al dieper in 'n verhouding met hom inlei. Die Here gaan my al meer en meer en meer, gaan hy my verander om te word soos Jesus. Hy gaan al hoe meer die motiewe van my hart kom suiwer, sodat ek alles doen tot eer van God. Hy sê of julle eet of drink, doen alles tot eer van die Here. Om die verskeilde bedoelings van die hart, hy wat dit ken, om daar die beproewing of motiewe van ons hart te kom openbaar. En dan gaan ons ook al hoe dieper verstaan waarom ons hier op aarde, soos Paulus daar in Filippense die 3de hoofstuk die 12de vers sê, om te verstaan waarom het Jesus my lewe gegryp. Hoekom het hy my hier op aarde gesit? En nou sê Paulus, ek jaag daarna. Maar ons wil vanmôre met u praat oor die rol van die Heilige Gees in hierdie geestelike pad. As ons nou daar die aspekte as stoele kan sien, kom ons sien dan vanmôre die heel eerste stoel, is die stoel van bekering of redding. En wat gebeur daar? Wat is die rol van die Heilige Gees daar? Nou broer en suster, ons moet vanmôre in die eerste plek verstaan, die rol van die Heilige Gees daar is dat ek kan nie na die Here toe kom uit myself nie. In Johannes 6 vers 44 skryf Johannes, Jesus is aan die woord en hy sê, niemand kom na my toe, as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Met ander woorde, in Johannes 16 vers 8, sê Jesus, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Met ander woorde, die Heilige Gees trek my, en die Heilige Gees kom oortuig my van my sonde, en uiteindelik dryf dit my uit om my lewe aan Jesus te gee. Weet toe ek as 'n kind op skool was, en veral in my hoërskoolloopbaan, het ek maar 'n baie roekelose lewe gelei. En weet jy wat, dit het my nooit gepla nie. Ek het nooit skuldig daaroor gevoel nie. Ek dink dit was my graad 11 jaar, het 'n vriend van my genooi na 'n diens een aand by 'n gemeente. En ek sal nooit vergeet, daardie aand het ek na die diens gaan bywoon, en ek onthou die predikant was 'n redelike vurige dominee, en hy het vurig gepreek, en in die begin gedink, wonder of hy dink ons is doof, hoekom skree hy op ons? Maar soos die predikant gepreek het daai aand, elke keer wat hy die naam van Jesus genoem het dit my aangeraak. En ek het daai aand uit daai diens uit gestap, en vir die eerste keer in my lewe was ek onder die oortuiging van my lewe wat verkeerd is. Ek het geweet my lewe is verkeerd. En 3 maande later, daar in 'n badkamer in Brakpan, het ek vir die Here Jesus in my lewe ingenooi as my verlosser en redder. Maar broer en suster, wie is dit wat daardie aand in my gewerk het en my kom trek het? Wie was die een wat in daardie aand wat in my hart kom werk het en my lewe, my sonde aan my kom wys het? Dit was die Heilige Gees. En ek wil vanmôre aan die kerk 'n baie duidelike boodskap rig. Sonder die Heilige Gees kan mense nie na Jesus toe kom nie, want dis hy wat hulle trek. In die prediking van Jesus as gekruisigde, in die prediking van Jesus as verlosser alleen, is die Heilige Gees die een wat werk. Maar wat is die tweede ding wat die Heilige Gees doen? Paulus skryf dit daar vir die gemeente in Galasiërs. In Galasiërs die 3de hoofstuk, die 1ste en die 2de vers. Hy sê, julle voor wie se oë die Here Jesus afgeskilder was as gekruisigde. Dit was die evangelie wat Paulus gepreek het. Maar nou kom hy aan en hy sê, ek wil by julle dit weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die werke van die wet te hou of deur geloof in Jesus? Met ander woorde, wat gebeur? Ek ontvang die Heilige Gees. En luister hoe mooi stel Paulus dit hier in Romeine hoofstuk 8. In Romeine hoofstuk 8 vers 9 sê hy, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Broer en suster, elke ware kind van God het vanmôre die Heilige Gees wat in hom woon. En wat kom doen die Heilige Gees wanneer hy in my kom woon? Luister nou mooi, die heel eerste ding wat hy doen is, hy werk in my die wedergeboorte. In Johannes 3 vers 3 skryf, sê Jesus daardie nag vir Nikodemus, Nikodemus, jy moet weergebore word. En Nikodemus is 'n leraar van Israel wat hierdie dinge nie verstaan nie. En nou sê Jesus vir hom, wat uit die vlees gebore is vlees, maar wat uit die gees gebore is gees. En dan sê Jesus vir hom, jy moet uit water en gees gebore word. Broers, is dit hierdie geestelike geboorte wat ons wedergeboorte noem, is die Heilige Gees wat hier binne in my kom woon en hy maak my geestelik, ek wat geestelik dood was, kom maak hy my geestelik lewendig. Met ander woorde,
Ek wil amper sê, hy kom sit lewe in my. En iemand het dit eendag so mooi gesê, Jesus het nie gekom om slegte mense beter te maak nie. Jesus het gekom om dooie mense lewendig te maak. Halleluja. In die tweede plek, of in die derde plek, wat kom doen die Heilige Gees? Hy kom nie net in my woon nie, hy wil werk die wedergeboorte in my nie, maar die Heilige Gees kom getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Hoor hoe mooi skryf Paulus dit daar in Romeine 8 vers 16. Hy sê die Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Jy sien, dis die Heilige Gees wat met jou gees getuig dat jy is 'n kind van God. Jy sien, hy gee die getuienis hier in ons harte. En daarom kan ek geloofsekerheid hê. Broer en suster, baie mense se sekerheid van saligheid is op allerlei verkeerde fondasies gebou. Die enigste ware fondasie vir saligheid is in Jesus, deur geloof alleen, in Christus alleen, deur die inwoning van die Heilige Gees, deur die wedergeboorte, deur die getuienis van die Heilige Gees in ons harte. En dan wat kom doen die Heilige Gees? Paulus skryf dit so mooi hier, so hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Wat doen die Heilige Gees? Hy kom lei my nou. En hy kom lei my nou op hierdie pad, hierdie Christelike pad. Hy kom lei my nou na daardie dieper lewe. Hy kom lei my nou op hierdie pad om meer soos Jesus te word. Hy kom openbaar in my hart daardie sondige gedrag wat in my lewe, wat tussen my en die Here staan, sodat ek nie in die lig kan wandel soos wat Jesus in die lig is nie. Hy kom in my en kom openbaar die motiewe van my hart. Hy kom openbaar die motiewe van my hart en dan besef ek, Here, dis nie om U te verheerlik nie. Dit gaan oor my. En hy kom wys aan my waarom God my hier op aarde gesit het. En dan in die laaste plek, wat kom doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom en hoor nou mooi hy stel het. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie die Heilige Gees in julle harte roep. Abba Vader. Letterlik staan daar, Vader, my Vader. Met ander woorde, hier by daardie eerste tree, wat ek gee op my geestelike pad, daardie eerste tree van bekering en redding, daar, wat doen die Heilige Gees? Dis hy wat my trek. Ek kom nie na God uit myself nie. Niemand kom na die Vader. Niemand kom na Jesus as die Vader die Vader om nie trek nie. En die Vader trek ons deur die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees ons getrek het en ons kom en ons die Here Jesus deur geloof ontvang, ons vertrou op hom sit as ons verlosser en saligmaker, wat gebeur? Die Heilige Gees kom woon binne in ons. Hy werk die wedergeboorte hier binne in ons. Wat doen die Heilige Gees? Hy gee getuienis in ons harte dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees kom lei my nou op hierdie pad wat ons die Christelike pad genoem word. En die Heilige Gees kom om in my hart getuienis te gee en hy roep in my hart nou uit, Abba Vader, Vader my Vader, want ek is nou 'n kind van God. En Johannes sê dit vir ons so mooi daar in 1 Johannes, hy sê vir ons, kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons nou kinders van God genoem kan word. Broer en suster, daarom is die werk en rol van die Heilige Gees in hierdie eerste tree op die pad na geestelike groei so noodsaaklik. Die werk van die Heilige Gees gaan in elke area van geestelike groei gesien word. Maar ons het vanmôre uniek gaan kyk na die rol van die Heilige Gees in hierdie eerste stap. En my gebed is dat u vanmôre opnuut die Heilige Gees sal erken, dat u hom opnuut vanmôre sal vereer, en dat u opnuut in hierdie oggend vir die Heilige Gees sal sê, laat my u ken, want die Heilige Gees is 'n persoon. Ons kan hom bedroef, ons kan hom weerstaan. Die Heilige Gees neem besluite. Die Heilige Gees, broer en suster, kan gedagtes, die Bybel sê die gedagtes van die Heilige Gees. Daarom kan ons vanmôre sê, dis hy 'n persoon. En as God, die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, as God, die persoon van die Heilige Gees, kom het hy in my kom woon. Mag die Here vanmôre net opnuut vir ons laat besef, wat is die rol en die werk van die Heilige Gees ook op hierdie pad na geestelike groei. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons loof en ons prys en ons eer U, Here, dat U vanmôre vir ons so lief gehad het. Here, dat U hierdie sondaar mense in U liefde kom red. Deur die Gees ons kom trek en ons oortuig van ons sonde toestand.
En wanneer ons die prediking van Jesus hoor en ons besef, hy sterf daar vir my, en ek nooi hom in my lewe en ek sit my geloof op hom as my verlosser, dan maak hy ons totaal vry, Here, vry van elke binding en elke band, vry van godsdienst, Here, hy maak ons vry van die wet, hy maak ons vry van ons eie pogings en ons om probeer om by God uit te kom. Hy maak ons vry, Here, en ons word nie net vry, Here, daar om vir U te leef nie. U Gees kom nou om in sy en deur sy krag in ons harte te werk, sodat ons, Here, op hierdie pad van geestelike groei, of soos ons dit in die teologie noem, heiligmaking, op daardie pad kan loop. En ag, Here, U weet, ons stry maar teen die vlees. Here, die Bybel sê die Gees stry teen die vlees en die vlees stry teen die Gees. En Here, daar is maar 'n stryd in ons harte. En ons faal dikwels. Maar dankie, Here, dat ons saam met U is op hierdie pad. En Vader, ek bid dat ons opnuut net die werk van die Gees in hierdie tyd sal verstaan, wat ook hier in ons kom werk. Wat is die rol van die Gees? Here, ons het so vanmôre gesien, en wat is die rol van die Gees, wanneer ons daar die eerste stap neem, wanneer ons daar omdraai, dit is bekering, wanneer ons op Jesus Christus ons hoop sit, dis 'n redding, en hy in ons harte die wedergeboorte kom werk. Baie dankie, ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, amen.